As die son se laaste strale deur die doornbome skyn en in die verte warrelwinde die rooi geel stof omheen, staan ek stom verbuisterd nader met my oë na bo gekeer, vind ek vrede in my Vader, my Heer. As die storms eers verby is en die wolke prentjies maak en die druppels strome water in die droë vore raak, sing my hart 'n lied van vreugde, reik my hande self na bo, weet ek seker dat ek in my Vader glo. Soos die maanlig die donker skadu's wat my so bang maak laat verdwyn, is die liefde en die almag, is die lig wat in my skyn, soos die arend sweef daarbo met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. As die boom sy blare afgooi en sy skadu skrale raak en die blare mat verander soos die wind sy paadjies maak, toos my siel na u beskerming, na u sorggetroue Heer, op verlange na die hemel meer en meer. Soos die maanlig die donker skadu's wat my so bang maak laat verdwyn, is die liefde en die almag, is die lig wat in my skyn, soos die arend sweef daarbo met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my. Soos die arend sweef daarbo met sy vlerke opgesprei, is die Vader se genade ook vir my.
sal die skepping ook verdwyn, en alles hier tot stof vergaan, bly hy die rots, die vrede vals, die seun van God, bly altyd staan. O God, wat sal ons woorde kry, om ooit die grootheid te kan besef. Mag ons dan jou, die hoogste offer van eie lewe aan U kom bring. Wat is die mens dat U omken, en die eie lewe sou gee vir my? Hoe kan ons glo dat U so groot na ons sou kom, en by ons sou bly? O seun van God, Immanuel, ons skuld U liefde uitgewis. Elke knie sal buig, elke tong bely, dat Jesus Christus verlosser is. O seun van God, ontvang ons lof, ontvang ons liefde en ons eer, want uit ons hart prys ons U naam, Jesus vir ewig God en verkondig. Hy het ook baie lank daar verbonde gewees aan die sendingstasie en hy het ook later op Klawer, by Klawer se gemeente het hy ook baie opgetree as predikant. So van my kant af en namens ons gemeente Kosie, baie welkom vanoggend hier by ons en ons hoor graag wat die Here deur jou vir ons wil sê. Baie welkom, sterkte. Ja, van my kant af ook goeiemôre. Is regtig 'n voorreg om weer hier in U gemeente te kan wees. Ek dink die laaste keer wat ek hier gepreek het was in 2004, as ek dit nie reg onthou nie, so dis 'n klompie jare gelede, maar dis regtig 'n voorreg om vanmôre hier te wees en ons bid dat die Here ons saam wees sal seën. Kom ons begin, ons word stil voor die Here en ek open met 'n seënbede
en dan gaan ons 'n lied saam met mekaar sang. Here, ons is vanmôre hier saam omdat ons U nodig het. Ons wil hoor wat U sê. Ons wil U in ons lewens hê, betrokke hê. Ons wil die pad saam met U stap. U is die brood van die lewe. En sonder U sal ons nie net honger ly nie, ons sal doodgaan. Seën ons dan, Here. Hoor ons gebede, Here. Amen. Liewe gemeente, ek groet U in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n lied met mekaar saam. Lied 253. U het die brood gebreek eens by die meer. Lied 253, daar die eerste en die tweede vers. Ek dink ons is nou by ons kindermoment, as ek dit nie met nie. Kan die kinders na vore kom? Dan wil ek vir hulle net 'n storie vertel. Broer, amper. Ja, kan julle die beeld soek van die olifant daar op die stokkie? Dis die volgende ene net na daai ene. Daar sy. Maak hy olifant lekker groot daar. Daar kom nog. Ja. Kom nader. As hy. Hallo broer. Hallo. Jy het gehoor dat die oom ouderling gesê het, ek was vir jare lank 'n sendeling. Dit beteken ons het daar ver in Zululand gewoon, ver van hier af. En daar in Zululand het 'n mens daai
plekke waar hy groot olifante woon. Wie van julle het al 'n olifant gesien? Het julle? Almal al 'n olifant gesien? Regte olifant, nie net 'n prent nie. Het julle al 'n regte olifant gesien? Soos in regtig. Is 'n olifant groot? Hoe groot is 'n olifant? Hoe groot dink julle? So groot soos ek? Nou, 4 keer. Kerel, dan is dat 'n klein olifantjie daai. Dink julle is so groot soos 'n motorkar? 2 keer. Ja, party olifante is 6 keer groter as wat 'n motorkar is. 6 keer! Ja, 'n olifant is baie groot. Wie van julle het al 'n haas gesien? Soos 'n regte haas. Het jy 'n regte haas? Hoe groot is die regte haas? Hoe groot? Ja, so groot. Dink julle 'n haas is sterk? Is jy in die haasie klas? Ag, ek is baie bly. In die haasie klas. Haasie. Nou wil ek julle 'n storie vertel van 'n haas en 'n olifant. Daar was 'n olifant. Maar hy was nie baie lief vir werk nie. Hy het meer daarvan gehou om te sit en TV te kyk en hy was vreeslik lief vir hamburgers. Hy het net hamburgers geëet en al hoe groter geword. Sy buurman was Hasie Kalbassie. So 'n klein hasie. En Hasie was lief vir werk. Kyk, daai man het gewerk. Van die môre as die son kom, dan spit hy in hy was 'n boer. Ken julle boere? Weet julle wat 'n boer is? Hy het geboer. Hy het met pampoen geboer. Hy was 'n pampoenboer, hierdie hasie. Hy het pampoenlande en so plant hy 'n skoffel en die pampoene groei. Wie van julle het al 'n boerpampoen gesien? Wat is 'n boerpampoen? Watter kleur is 'n boerpampoen? Sy buitekant, nie sy binnekant, die binnekant is geel. Hoe lyk sy buitekant? En as hy ryp is, wit, 'n regte boerpampoen is wit, en jy kry sulke grootes, so groot, soos 'n klein motorkarretjie se wiel, net so groot. Sulke groot boerpampoene, en hulle lê so wit daar so op die land, en die olifant sit daar in die bos, en hy sien hasie woel daar onder, hy sien die stof staan, 'n hasie skoffel, 'n hasie werk, en later sien hy die wit boerpampoene lê so, 'n hele groot land vol, en 'n olifant raak lus vir pampoen. In daai nag besluit hy gaan nou hier afstap en dan gaan hy vir hom 1 pampoen steel in Hasie se land. En hy kom daar by die draad. Hy het mos so 'n lang neus, 'n olifant, 'n slurp. En hy staan so en hy ruik en hy ruik en hy ruik. Hy ruik niks nie. Hy slurp, hy ding, wat is in die 2 tande. En hy ruik en hy ruik en hy ruik niks nie, want Hasie slaap. Hasie het die hele dag gewerk. Hy gaan slaap vroeg, 'n boer gaan slaap vroeg. En hy klim versigtig so oor die draad. En hy stap so daar deur die land. En hier lê 'n boerpampoen, net so groot. En hy vat die pampoen met sy slurp. Weet julle, hy het nie eers gebid nie. Hy maak net sy mond oop en hy druk hom in sy mond. En kwar eet hy die pampoen. Hy het vergeet om te
te bid selfs. Daar eet hy die pampoen op. En hy loop. En die volgende aand, toe doen hy dit weer. Want toe sê hy hom lus vir pampoen. En die keer kan hy homself nie sy lus inhou nie. Hy eet 10 pampoene op. 10, hele 10. En toe Hasie die môre daar kom, staan kyk Hasie so. En daar is 'n hele kol van sy land, waar daar niks pampoene is nie. Hier is 'n dief, sê Hasie. Hier is 'n dief. Vanaand gaan ek die dief vang. En daai aand kom Hasie. En hy's baie slim. Daar lê so groot pampoen in die middel van die land. En hy maak 'n gaatjie onder die pampoen. En hy gaan klim daar onder die pampoen in. Hy sit so. Hy kan net so loer. Hy kan net so onder die pampoen loer. Hier oor die land. En hy het sy knopkierie by hom. Weet julle wat 'n knopkierie is? Wie van julle het al 'n knopkierie gesien? Dis 'n kierie met 'n knop bo-op. Ou mense, soos ek, ons loop soms met knopkieries. Het julle al gesien, ons loop so met 'n kierie. Maar ons praat nou van 'n knopkierie. 'n Knopkierie is 'n houtkierie met 'n knop op. Jy kan 'n mens lekker op sy kop kap ook daarmee. In elk geval. En hy het 'n drommetjie by hom. Weet julle wat 'n drommetjie is? Daai wat jy so opslaan. Doef, 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 doef. So 'n klein drommetjie. Hy gaan oorlog maak. Hasie gaan oorlog maak. En hy raak in die slaap. Want hy het die hele dag gewerk. Intussen tyd kom olifant weer daar aan. 'n Olifant staan en hy ruik so. Hy ruik vir Hasie. Maar hy sien nie vir Hasie. Hy dink, ag, miskien het Hasie lanklaas gestort, jy weet, nou stink hy bietjie, nou hang sy sweet nou maar sommer net hier rond. Jy weet, hy het seker nie vandag gestort nie, so nou stink hy so bietjie. Dis hoekom dit so ruik hier na Hasie. En hy stap so, hy sê, kyk, vanaand, gisteraand, was ek nou 'n regte vraat. Ek het 10 pampoene geëet. Vanaand gaan ek oordentlik wees. Ek gaan net 1 pampoen eet. Net 1. Ek gaan die grootste pampoen soek. En hy stap. En hy kom daar by die grootste pampoen. En hy kyk die pampoen. Weet julle, hulle sê, weet julle wat 'n skwyl? Wanneer 'n mens baie lus is vir 'n ding, begin loop hom ons hier so watertjies uit jou mond uit. 'n Mens noem dit in Afrikaans kwyl. Die kwyl loop so uit pampoen se bek uit en hy kyk so die pampoen en hy gryp die pampoen. Intussen tyd sit slaap Hasie onder die pampoen. Weet julle wat? Het julle gesien hase het sulke lang ore? Het julle gesien? Ja. Toe hy die pampoen vat, toe vat hy sommer vir Hasie aan sy ore saam. En hy sluk vir Hasie en die pampoen heel in. En hier rol Hasie in die olifant se keel af. Boem, 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 boem. Hy en die pampoen rol af en hulle val kaplaksie onder in die olifant se maag. Daar word Hasie wakker. Hy's pikdonker. Hy kan nie die sterre sien nie. Dit ruik ook nie baie lekker hier binnekant nie. En hy wonder, waar is hy nou? Wat het nou gebeur? Hy's heel deur mekaar. Jy weet, soos iemand wat wakker geword is, soos soms bietjie deur mekaar. Is 'n mens net wakker geword het? Nee. Ja. Maar hy voel. Hier sy kierie. Hy het sy kierie. En hy voel so in die donkerte. Hier sy drommetjie. En hy vat die drommetjie. En nou slaas hy lus vir beklei. En hy begin slaap op sy drum. Doef, 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 doef. Hy bou homself nou krag op en hy begin dans later. En die olifant se maak doef, 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 doef. En die olifant staan en sê, wat is dit? Is hier dan nou soldate? Ek hoor dan nou dromme, doef, doef.
waar is die soldate? En die olifant raak aan die hol. Want hy dink die soldate gaan hom vang. En hy hol. Hy kyk nie eers mooi oor die draad te kom nie. Hy hol sommer dwars deur die draad. Hy hol en hy hol. Maar nou, het julle gesê, hy was nie eintlik baie hardwerkend die olifant. Hy het maar gesit en TV gekyk heel dag. Eintlik het op sy selfoon gespeel, het ek gehoor later. Sit heel dag en speel op sy selfoon. In elk geval. En later hang die ou sy tong uit. Hy het moeg gehardloop, sy tong hang so uit. En toe hy stop, is dit nou doodstil. En met eens is dit stil hier om Hasie. Stil. Die geskittery stop. En nou is Hasie lus vir beklei. En hy vat sy kierie en hy slat sommer so. Hier in die donker slat hy so. En hy slat die olifant sulke knoppe hier op sy pens. En die olifant, wat gaan nou hier aan? En daar hol die olifant weer. Weet julle wat gebeur? Daar kry die olifant 'n hartaanval. Hy het so hard gehardloop, laat sy hart net gesê het, genoeg is genoeg. Boef, daar dood die olifant. En hy slat neer die stof staan, soos die olifant daar rol, en daar lê die olifant. En hier klim die Hasie nou uit, deur die gat, en hy kom hier by die olifant se bek, en hy staan daar buite, en hy kyk en hy sê, oom olifant, jou reuse dier, wat het jy nog gedoen? Jy kon mos maar net gevra het vir 'n paar pampoene, of jy weet, my broer verkoop pampoene. Pampoene is nie baie duur nie. Jy kon mos maar betaal het vir 'n paar pampoene. Daar het die Hasie die olifant doodgemaak. Wat is die storie? Moenie pampoene steel nie. Moenie pampoene steel nie. Hy gaan vir jou vang. Jy dink jy steel net 'n pampoen. Hy gaan vir jou vang. Dankie. Julle kan uitgaan. Terwyl kinders uitgaan, kom ons doen sommer die kollekte. Ek is tog so bly dat een van hulle ook in Hasie Kalbasie se klas is. Dit was baie lekker.
met ons volgende lied gaan ons sommer net so sit in die banke en dan sing ons die lied met mekaar saam. Helder skyn die lig oor die nasies. Skyn die vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag die lig weer deur ons skyn, vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor die naam, mag die lof weer deur ons klink. Als een bruin herstel voor die wonde, een zachte slag voor de mensen met ons hier, door die hele wereld kan zien dat u geleerd, mag die troost weer deur ons vliegen. Heer, u woord gehoord aan die naties, een hart vol hoop om die volken te verblijden. Door die hele wereld kan gloren u bevrijden, mag uw woord weer deur ons vliegen. U is koning Heer oor die aarde, die mensen vraagt naar die wil om u te eer. Door die hele wereld kan juichen u regeer. Laat uw rijk hier in ons wonen. Laat uw rijk hier deur ons wonen. Laat uw rijk hier Dankie. Ek wil vanmôre die teks of die tema van vandag is die 10 woorde. 10 woorde. Ek het nou baie gedink, wat moet ek nou praat in die gemeente na aanleiding van Paasnaweek, laas naweek, en dan dit wat die Here Jesus dan nou eintlik na die Paasnaweek vir ons sê, wat hy vir sy disippels gesê het, en toe dink ek aan 10 woorde. Maar hoekom dink ek aan 10 woorde? Ek is nou ook al verby 70. En nou, deur die Here se genade, het ek in 1977 gaan studeer om 'n predikant te word. So ek is amper 50 jaar wat ek nou aktief werk vir die Here. Trouwens, ek het daar gesit in 1974 dae, toe die jeug tot jeug aksie hier gesing het, en ek het my hart daar vir die Here gegee, daar, in hy bank daar. So, maar, wat wil ek sê? Een ding wat ek meer en meer hartseer oor is dat ons mense leer, maar nooit leer nie. Ek staan verstom hoe ouer ek word, aan hoe, nou gaan ek Afrikaans praat, onnosel ons kerkmense is. Onnosel.
Ek wil 'n storie vertel. Ons het 'n buurman gehad op begin, jare gelede. Die oom was nie lief vir bad nie. So, hy het miskien 1 keer 'n jaar gebad. In een Kersdag, ek het hom nou nie gevra nie, maar hy het gewoonlik 'n reukie gehad. Maar gewoonlik, nou 1 Kersdag of net voor Kersdag, toe doen my ma nou die wonderlike ding om vir die oom 'n Kersgeskenkie te gee. Hy was 'n ou weewenaar. En sy koop vir hom 'n nuwe hemp. En ons, weet jy of Nico by was nie, maar ek was by, gaan gee vir die oom nou die Kersgeskenk, die nuwe hemp. Die volgende dag kom hy aangeloop daar by ons huis en hy het die nuwe hemp aan. Was 'n blou hemp. Amper so blou soos hierdie ene wat ek het. Ook so soort hemp. Netjies hemp. Hom lyk netjies. Maar toe hy nou nader kom, toe sien ons, hy het die hemp aangetrek, bo oor die hemp wat hy gister aangehad het. En bo oor die vrokkie wat hy al die afgelope jaar dra. Die oom ryk soos 'n hyena. Hy ryk om voor jy hom sien. Al het hy 'n nuwe hemp aan. Jy weet, die evangelie het 2 baie belangrike dele. Christendom. Hoor wat ek sê. Die een is uittrek. En die ander ene is aantrek. Ons ontklee onsself. Ons lê goed af. Ons sterf aan onsself. En ons beklee ons. Ons trek die nuwe kleed aan. Ons lewe nuut in Christus. Nou sê jy, Koos, dis nie belangrik nie. Ja, miskien is dit nie belangrik nie. Koos, dit klink nou vir my soos ou dominee Leefeningse dae wat jy nou vir ons die wet wil kom vertel hierso. Ek bly nou in Jacobsbaai. Ek preek in Saldanha, in die Agterbaai, in Vellerif, Aurora, Hopefield, daai wêrelde, Vredenburg. Dit preek baie daar rond. En oral kry ek hierdie ou mense en dan vertel hulle vir my, hulle was eens op 'n tyd ryk boere gewees en toe het hulle geld gebelê by die Kings. En die ander het hulle geld gebelê by die Pretoriusse, ou Danny Pretorius. En hulle het alles geverloor en nou sit hulle soos arm blankes langs die Weskus. Daar's baie van hulle. Hoekom laat vang ons mense ons so van Ponzi skemas? Weet julle, reg aan die begin van die Bybel staan daar, deur die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Nie deur 'n Ponzi skema gaan jy jou brood verdien nie. Het julle dit al ooit gelees in die Bybel? Met 'n Ponzi skema gaan jy jou brood verdien. 'n Kerel wat na jou toe kom en vir jou die verskriklikste rentekoerse beloof, die hemel en die maan en die son en die sterre, en dan val ons eenvoudige NG lidmate vir sulke twak. En ek praat nie van een mens nie. Onthou julle vir oom Adrian. Weet julle, daar was 'n tyd langs hierdie Olifantsrivier waar jy nie melk kon gekoop het nie. Onthou julle? Ons het Cremora in ons
Weet-Bix gedrink, Cremora, want die was nie melk nie, want almal het vir Adrian geglo. En van daai tyd af, tot vandag, Adrian is nou die eerste wat ek nou aanhou, maar tot vandag belieg mense ons boerenasie. Hulle belieg ons, en hulle steel. Kerel, ek is nou 'n dominee, sê hulle. Ek het een ding geleer, 'n man wat met 'n Bybel onder sy blad loop, jy moet weghol van hom af. As hy by jou kom met 'n Bybel onder die blad, slaan die deur toe, praat nie met hom nie. As hy vir jou begin, ek is 'n Christen, en ek het hierdie openbaring gehad, van gou geld maak, of jy weet die nuwe wondermiddels, as jy dagga rook, dan genees jy alle siektes, van kanker tot artritis, jy word van blindheid genees, jy moet net begin daggaolie gebruik, weet julle dit? Ander mense glo mos nou in parafin, jy moet bad in parafin. 'n ander in beesdip, julle weet mos hierdie beesdip goede. Wat 'n klomp twak. En weet julle wat die hartseer storie is? Ons het nou net gesing, helder skyn u lig voor die nasies. Dis hoekom ek hy lied laat sing het. Die woord, die nasies wag op die woord van die Here. En dit is asof ons mense nie besef dat ons onsself moet beklee met die woord van die Here nie. Dit is asof ons nie besef dat daar staan duidelik in die Bybel, dit wat jy saai, gaan jy maai. Of jy 'n Christen is, of nie. As jy 'n Christen is, en jy ry te vinnig, en jy ry onverskillig, en jy maak 'n motorongeluk, en jy breek jou nek, dan is jou nek gebreek, of jy 'n Christen is, of jy 'n heiden is. Wat jy saai, maai jy. My vrou, kyk, sy kan oorlog met my, daai Duitser, want as ek by 'n pad kom, en daar kom 'n bakkie aangejaag, jy weet die boere ry mos vinnig, en kom hulle met 'n grondpad aan, dan slek ek al af, want ek is so bang, daai man is besig om te dink aan sy aardappels, dat hy nie van my kom sien nie, dan kom jy voor my in. Nou sê sy nou, vir wat slek jy af? Jy het ons ry voorrang. Ja, ek het. En as daai man per ongeluk in die pad voor my inry en ek maak 'n ongeluk, wie se skuld is? Dit is sy skuld. Ja, en wie kry seer? Wat jy saai, maai jy. En dit is, en dis waaroor ek vandag wil praat, maar dis net die inleiding. Kom ons lees daarso in Exodus 34, net een woord. Exodus 34, die eerste vers. En die Here het vir Moses gesê, kap 2 plat klippe, soos die voriges. Ek sal op die klippe die gebooie skryf, wat op die voriges was, wat jy stukkend gegooi het. Kap 2 plat klippe, en ek sal daarop die gebooie skryf. Nou, die ou vertaling, hier lê hy, sê, ek sal op die klippe die woorde skryf. Die oorspronklike Hebreëus sê devarim, en dit beteken woord. Ek sal op die klippe die woord, jy kan devarim ook vertaal met sê ding. Ek sal op die klippe die sê ding skrywe, wat ek voorheen gesê het. Woord,
Devarim word vertaal, die woord Devarim in Hebreëus word vertaal as woord. En dis waarom ek dit noem 10 woorde. Ons ken almal daai prentjie. Daai prentjie wat daar op die bord is. Daar staan nie baie woorde nie. Dis die 10 gebooie daai. Afrikaans lees ons, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uitgelei het, uit die slawerhuis uit. Jy mag voor my geen ander gode hê nie. Dit staan nie op daai woorde nie. Daar staan dood eenvoudig in die oorspronklike Hebreëus, Lo Yeheya Leka Elohim. Ek is God. En so kan ons aangaan. Ons kan die volgende woorde, daar staan net 'n woord, net 'n woord. Interessant, in die Hebreëus is meeste van die woorde is lo. Lo beteken nee. Nee moord. Nee lieg. Nee vals. Nee, dis wat daar staan. Dis wat op daai Hebreëus staan. Nee. Maar nou kom ou Moses nou daar met die borde daar aangeloop. En hy wys vir die mense dit, en die mense sê vir hom, nou wat beteken dit? Nee, Tisha Shem Adonai. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Maar daar staan net, Lo, nee, Tisha Shem Adonai. Wat beteken dit? So hy gaan verklaar dit. Exodus 20 is die kortste, kragtigste samevatting van 10 woorde, verduideliking, kommentaar. En daarom skrywe Karl Barth, wat die grootste teoloog was die afgelope 150 jaar. Daar is eintlik net 10 woorde in die hele Bybel. Net 10 woorde. Die res van die Bybel is 'n verklaring. Die res van die Bybel verklaar daardie 10 woorde. Verduidelik, as jy dit doen, as jy dit nie doen nie. Dit is die pad. Die hele Bybel is 'n simfonie wat draai oor 10 woorde. 10 woorde om te verduidelik. Nou, geen ander God. Geen ander God. Om te gaan stil sit en te sê, wat is God in my lewe? Ek het 'n klomp jare gelede, ons het in Namibië gewoon en ek het gewas in my regter nier gekry. Ek is op die ou einde 5 keer geopereer aan die nier en 7, 8, 9 keer in die hospitaal. Ek het omtrent die hele jaar in die hospitaal gelê, 2013. En een dag staan ons daar by Trawal, by die ertvarkploegfabriek. Ons het gery uit Namibië uit, ons is op pad Kaap toe, stelbestuur, en ek is, sy is baie lief vir roomys. En ek sê vir haar, stop, ek wil vir jou 'n roomys koop. En ek klim uit, en ek loop in die Trawal, trakkie in, en ek koop vir 'n stel roomys. En toe ek weer kyk, toe hardloop hier water teen my bene af. Ek het 'n kortbroek aan, en ek kyk af, toe lê daar so 'n plas bloed tussen my bene. Toe bars daar 'n
slagaar iewers binne in my pypwerke. Hulle moet nie doktersloop vra as jy 'n dokter is, maar jy het slagare binne in jou pypwerke. Toe bars daar 'n slagaar. En ek het so bietjie noodhulp gedoen in my lewe. Ek kyk na die besigheid en ek besef, ek is nou dood. Want dit drup nie, dit spuit. Daar staan so 2 liter romhuis blik daar so op die toonbank en ek keer die klein geld om en ek vat die blik en ek hol kar toe. En ek spring binne in die kar en ek druk die blikkie tussen my bene in en ek sê vir 'n stel ja vir Buks. Sê vir Buks ek is O-positief en 'n stel ja. En toe ons daar oor die Kransbrug gaan en ons klim my bult, kan ek nie meer praat nie. En toe so teen die bult opgaan, toe trek my hande so toe. En ek word ijskoud, ijskoud. En ek kyk vir 'n stel, en die trane loop, sy huil kliphard, sy huil, ek kan nie praat nie. En al wat in my kop is Here, dankie dat ek u kind is. Dankie vir my vrou en my kinders. Toe ek wakker word, toe sit die ou dokter Lof van Niekerk langs my daar in Louis Leipold. Hy sit en kyk my so die volgende môre. Hy sê vir my, Koos, jy en ou Nelson het toe gisterand daar by die poorte gekom, toe sê Petrus Nelson kom en na toe, Koos, gaat huis toe, jy het nog werk om te doen. En sê aan wat ou Nelson Mandela dood is. Maar vir my was dit die wonderlikste ding om gestroop te wees van elke afgod in my lewe. My lekker Nissan 4x4 en my kampwa en die pragtige De Brug plaas en die ou paar randjies wat ons op Bitcoin gewil het, wat hulle toe nog gesteel het. Dit beteken niks. Niks. Daar in die kloue van die dood, daar was daar net 2 gedagtes. Dankie God vir die genade, dankie vir my vrou en my kinders. En ek het myself beloof, ek sal dit nooit vergeet en ek sal dit altyd vir die res van my lewe eerste plaas, so help my God. So help my God. Wat se afgode het ons alles? Kom, dink mooi. Wat se afgode? Wat maak saak? My kind moet my die eerste rugby-span speel. My kind moet eerste in die klas staan. Ek moet elke jaar in Italië gaan vakansie hou. Wat is ons afgode? Dink mooi, elkeen van u. En soos Moses dit verklaar het, ek is die Here jou God wat jou verlos het van die slawerny van sonde. Voor my mag jy geen afgode hê nie, jy mag hulle nie dien nie, jy mag my alleen dien. Jy het een God in jou lewe. Een anker. Net een anker. Nou spring ek sommer na die derde een. Jy mag nie my naam misbruik nie. Ek het gesê ek is so bang vir mense 3 keer in my lewe. Jy weet, hulle probeer predikante ook bedrieg. Julle moet nie dink dat hierdie skelle mense nie vir ons predikante verbygaan nie.
3 keer het mense al onder die Bybel onder die blad by my gekom. En dan glo ek hulle liegstories. En dan kry ons seer finansiëel. Hulle misbruik die naam van die Here. Hoeveel mense misbruik die naam van die Here? Eintlik is hy 'n uitgeswore skelm. Ek kan julle stories vertel. Baie stories, as ons 2 ure lank kan preek, ek kan maklik 2 ure preek, dan vertel ek julle 'n klomp stories van mense wat hy kom, hy's vroom. Mense heuning, weet jy die heuning drup so uit sy bek uit. So vroom is hy. Bek, ek weet, dis 'n bietjie 'n rowwe woord, maar ons is in 'n makkeland. Ons sê sommer bek. Smoel. Kan ons ook gebruik. Smoel. Hy het die Bybel voor en die Bybel agter, die Bybel voor en die woord van die Here agter, en die Here dit en die Here dit. Hy's 'n geswore skelm. Hulle misbruik die naam van die Here. Ek het 'n totale afskuw in sulke mense. Die Here moet my genade gee om sulke mense te groet. Ek wil hulle nie groet nie. As ek so 'n mens leer ken, dan kom daar 'n opstand, want dit is hulle wat soveel skade doen aan die koninkryk van God. Ek is nou bietjie ouer, nou praat mense so bietjie baie makliker met my. Hulle dink seker al ek het Alzheimer, nou vergeet ek wat hulle vir my sê. Dan kom hulle daar by my en dan vertel hulle vir jou hoe kwaad is hulle vir die kerk, want 'n kerkmense dit gedoen en 'n kerkmense dit gedoen. Mense misbruik die naam van God. Doen ek dit? Gooi ek my titel en my posisie rond? Misbruik ek die naam van die Here? Soos Moses gesê het, God sal jou nie ongestraf laat bly nie. Hy gaan jou vang, broer. O Liebenberg, julle ken vrou Liebenberg, o Jay-Z, o Jacob Zuma se groot tom, daai diamantskelm. Julle gesien die eerste dag wat hy daar in die hof instap. Toe prys hy die Here, hy kom dans daarin, en hy sing in tale, en hy bid in tale, en hy prys die naam van die Here. Die Here het hom opdrag gegee om die hele klomp Namakwalanders se goud en silwer te steel, en vir hulle te lieg, en diamantmyne in hulle te verkoop. Het julle dit gesien? Ek het dit gesien. Oor en oor en oor en oor en oor. Doen ek dit? Doen jy dit? Kabet et avika et imeka. Hier het ek nou 'n knop gedruk wat ek nie moes gedruk het nie. Rita sal jy hom net vorentoe skuif, skies tog, ek het nou op die ding gedruk, laat ek hom wegsit. Kabet et avika et imeka. Eer, pa, ma, staan daar. Eer, pa, ma. Wees interessant, daar staan nie eer, goeie pa, goeie ma nie. Eer, pa, ma. Julle kan kom kyk hierso, na die diens. Hier op hierdie hand is daar 'n merk. Dis waar my pa my eendag met 'n staaldraad geslaan het. Hy het my 'n pak slaag gegee. En hy het sommer die eerste ding gevat wat hy in die hande kon kry. En het my geslaan. Die merk sit nog hierso. My pa.
Was 4 keer getroud. Hy het nog tussentyd ook 'n paar girlfriends gehad. Sê waarheid. God weet. En saam met Nico kan ek getuig hoe swaar dit was om my pa te eer. Maar die laaste 10 dae van sy lewe het hy in die hospitaal gelê. En ek het 3 van daai 10 dae gesit langs sy bed en sy hand vasgehou. Gebid, gepraat, gepleit, gehuil. Want hy is my pa. Sonder hom is ek nie. En weet julle wat die interessante ding is? Jy weet, ons lewe mos deesdae, laat ons kindertjies wil toewurg, wil ek amper sê, in wol. Kindertjies hulle mag mos nie seer kry nie, hulle is mos breekbare goedjies, hulle word mos so hanteer. As 'n mens in die Bybel lees, dan lees jy dat die Bybelhelde somtyds deur baie swaar gegaan het. Dink julle aan koning Dawid? Hy pas skape op. Die groot profeet, kom ons sê nou maar, wie sal nou 'n groot man wees? Dis nou nie Donald Trump nie, hy is mal. Wie sal 'n groot man wees? Ek weet nou nie. Wie was nou 'n laas groot man? Oom Dirk Matsch van Namibië. Kom ons sê oom Dirk Matsch van Namibië. Ek het gedink hy was 'n oordentlike man. Oom Dirk Matsch kom kuier vir ons. Ons gaan nou fees hou. Ek laat kom al my kinders. Maar die ene los ek, hy moet die skaap oppas. Daai arme broertjie sal moet vir berading gaan. Psigiatriese hulp kry. Hulle gaan vir hom pille moet ingee, daai arme bloetjie. Want hy het tog so seer gekry. Hy's geskaad. Dis die tyd waarin ons lewe. En luister, ek is nie daar teen nie. Loop druk jou pille asseblief. En loop sien 'n psigiater asseblief. Maar wat ek wil sê is, die lewe is nie sag nie. Die lewe is nie sag nie. Oor en oor lees jy van mense in die Bybel, geloofshelde, wat deur swaar gegaan het. Swaar. Want weet julle wat snaaks is? Swaar kry, nood leer bid, sê die mooi Afrikaanse vertaling. Maar nood leer dink, nood leer beplan. Die slegste mense wat jy ken, wat ek ken, is mense wat geërf het van 'n skatryk pa en ma. Hulle werk nie. Hulle grootste doel is om voor die TV te sit en 'n vakansie te hou. Ek ken sulke mense, ek kan hulle name noem. Skatryk Europeërs, ek ken hulle. Hulle werk nie. Nooit in hulle lewe werk hulle. Ekskuus tog, hulle is sleg. Want die liewe Here God het ons gemaak om 'n aktiewe bydrae te maak. Hy sê vir Adam, hier is hierdie perfekte paradys. Gaan en bewerk dit. Voor die sondeval. Gaan bewerk, gaan maak mooi. Gaan maak hierdie paradys wat mooi is, nog mooier, gaan maak dit mooi. Dis die mens het 'n skepingsopdrag van die begin af. En soms moet die Here jou in die slawernys invat. Soms moet jy 'n pa hê, jou mokker met 'n staaldraad. Dit het niks te doen met die saak nie. Om vrede te maak daarmee en tog op daai punt te kom dat jy vir hom kan sê, papa, ek is lief vir jou. Papa, ek vergewe jou. Papa, wil jy nie maar die Here aanneem nie?
Ek ken dit. Ek ken dit. Toe my pa sterf, vra hulle vir my om te preek, my pa se susters. Toe sê ek kan nie. Want al teks wat ek aan kan dink vir my pa is die loon van die sonde is die dood. Eerlikwaar, die Here hoor wat ek nou sê. Ek oordeel nie my pa nie. Maar ek weet nie of hy in die hemel is nie. Ek het geen idee. Maar dit ontneem my nie die reg, die opdrag om hom te eer nie. Te eer nie. Daar is, ons leer uit die sielkunde, dat daar is geen mens wat net goed is, daar is ook geen mens wat net sleg is. Paul Creer het gesê, neem uit jou verlede dit wat goed is, en bou jou toekoms daarop. Wat het ek geleer by my pa? Kerels, ek het geleer om te swys by my pa. Ek was in standaard 4, toe leer my pa my om te swys. Is hier swysers in hierdie vertrek? Ek sal julle gatte skop met 'n swysmasjien. Ek kan swys. En ek is lief vir swys. Ek swys dat my vingers krom is. Kan julle sien hoe krom is my vingers al? Ek swys tot vandag. As daar in die gemeente daar 'n swysjop is, ek is by. Ek dink ek was in standaard 7 of iets. Toe bou ons die ou bakkie se enjin oor, ek en my pa. Ek is nou nog lief vir enjins. Ek haal hulle nog graag uit mekaar uit. Deesdae se goeders het te veel computers in. Maar boer, as ons daar by die bearings en die tappets kom, ek kan. My pa. Eer. Maak vrede. Wees dankbaar vir die goed. Alles is 'n bietjie goed. Bou jou lewe daarop. Lo, Tignaf, moenie steel nie. Lo, nee, versteel. Dis hartseer om te lees deesdae in die koerante. Hierdie vrou het 'n skool se geld verduister. 5 jaar tronk toe. Daai man het die koöperasie se geld verduister. 7 jaar tronk toe. Daai een het die kerk se geld gesteel. Suid-Afrika is baie vroom. Vanaf ou Cyril, vreeslik vroom. Jy weet ou Cyril is baie vroom. Julius Malema, kerels, hulle is vroom. Hulle sit paasnaweke in die kerk. Hulle dans voor die stof draai, soos hulle daar dans in die kerk. En dan loop hulle by die deur uit en hulle steel. Praat ek die waarheid of praat ek nie die waarheid nie? Ek praat die waarheid. Ons het verval in 'n godsdienstige land van diewe. Ek was 13 jaar betrokke met die weermag. Ek het vir 13 jaar 'n weermagrekening gehad wat ek bestuur het, 'n geheime rekening, dis 'n ander storie. Toe ek in 1993 my rekening sluit, moet ek na die inspekteur-generaal van die weermag gaan met die afsluiting van my fondse van 13 jaar. Dit was miljoene rande wat ek hanteer het. Ek was 76 sent kort op my boeke. En ek het die 76 sent uit my sak uitgehaal en vir die inspekteur-generaal gegee en gesê, generaal, ek is jammer, ek het iewers 'n fout gemaak, ek is 76 sent kort, en hy het vir my gelag. Hy het gesê, Koos, asseblief, vat jou 76 sent, baie dankie vir hierdie stel boeke. Ek sê dit tot die eer van die Here.
Lo tegna. Moenie steel nie. Nee, versteel. En hierdie boodskap moet oor en oor uitgebasyn word in Suid-Afrika, in kerke. Laat ons kerkmense weer leer, jou woord is jou eer, jou ja is jou ja. Dit wat jy sê is so. Lo taena ve aka. Moenie vals praat. Nee, verlieg oor jou naaste. Nee, verlieg oor jou naaste. Kyk, ek kan glad nie 'n Britse koninkoerant lees nie. Hierdie hello, of wat is hierdie goed is 'n naam van die koninklikes. Want dit is net 'n klomp kinderstories, 'n liegstories. Beskuldigings. Nee, verlieg oor jou naaste. Hoeveel hartseer ontstaan daar in families, in gesinne, in gemeenskappe, oor iemand wat 'n lelike storie praat. Hoeveel? Hoeveel verdeeldheid. As jy iets te sê het, hoekom gaan jy nie maar na die persoon toe en gaan sê dit vir hom? Ek wil nou sommer 'n klip in die bos gooi. Ek wil dit van my hart af kry. Ek was mos die stigtersdirekteur, een van hulle, saam met Bobbie Oberholzer van Radio Namakwaland. Voordat daar nog 'n Radio Namakwaland was, het ek en Bobbie Oberholzer sit te gesels. En toe met Dominic Gys trap in die gaatjie, die bo van die VGK, wat ek het sy naam vergeet. Ons het hom trap in die gaatjie genoem. Ekskuus tog, ek bedoel dit nie lelik nie, maar hy het so mank geloop. Ons drie. Ek het die grondwet van die Radio Namakwaland geskrywe, ek het hom geskryf, hom opgetrek. Radio Namakwaland het my geskort. Ek mag nie daar preek nie, want ek het eendag op die radio gesê, oppas vir TB Joshua van Nigeria, hy's 'n skurk. Toe het hulle my voor die Sanhedrin geroep daar by Radio Namakwaland. En toe het hulle gesê, jy preek nie weer hierdie. Tot vandag preek ek nie op Radio Namakwaland. En wie hoe seer is dit? Want TB Joshua is 'n skurk. TB Joshua is 'n skelm. Hoor julle wat ek sê? Hoor julle wat ek sê? En dis vir my sleg elke keer as ek daar by Radio Namakwaland verbyry. Onthou ek hoe ek en Bobbie daar rondgestap en in daai vertrek ingegaan en met Bernard gaan praat en geonderhandel. Ek onthou dit. My hart huil daaroor. Eerlik. Maar ek mag nie iets sê as 'n predikant teen TB Joshua nie, want hy bid vir mense en hy maak mense gesond. Luister, toordokters maak ook mense gesond. As julle dit nie wil weet, kan ek julle baie stories vertel. Alright. Stories van mense, moenie, dit maak seer, dit slaan wonde. Ons is 'n gemeenskap, en ek wil nou afsluit. Ons is 'n gemeenskap van gebroke, verwonde, stikkend mense. Lydend, pynigend. Weens hierdie 10 woorde. En dit is waarom ons in die gereformeerde kerk sê, die 10 woorde is nie wette nie, is liefdeswet.
As jy daai 10 woorde in jou hart skrywe, sal dit vir jou rig op 'n goeie pad. Dis woorde wat ons uit dankbaarheid rig, uit dankbaarheid op die pad hou. Gaan lees maar so nou en dan die 10 gebooie. Nou vra jy jouself, is jy nog op die pad? Vra jouself. Dis nie net om ons te oordeel nie. Ons praat vandag in die teologie van die 10 woorde as die wet van die liefde. Die wet van die liefde. God wil ons seën. Hy wil ons op die pad hou. Hy wil ons binne die stroom van sy seëning hou. Maar waar moet die Here jou kry as jy in die hoerhuise lê? Waar moet hy jou kry? Waar moet hy jou kry as jy by die dronknesparties is? Jy gooi jou motorkar om as jy vir God kwaad. My laaste storie. My oom was 'n onderwyser, skoolhof by Welgemoed. Hy het 'n strandhuis gehad al die jaar op Strandfontein. En toe kry hy longkanker. En ek moet die oom gaan besoek in Panorama waar hy longkanker het. En hy lê daar in die bed en hy's op sy sterfbed. En hy sê vir my, Koos, maak dan tog die venster oop. Jy weet ons mag nie rook nie, maar ek is lus vir rook. Nou maak ek nou maar die venster oop van sy kamer. Hy lê in die alleenkamer en hy steek die sigaret aan en hy rook, laat die dampe rook staan daar in Panorama. En hy sê vir my, weet jy Koos, ek het mos in 1979 vir my 'n strandhuis op Strandfontein gebou, 'n asbeshuis. En ek het toe nou longkanker gekry van daai asbeshuis. Maar jy lê in die Panorama met 'n sigaret in jou hand en jy het longkanker. Maar dis die asbeshuis wat jy in 1969 op Strandfontein gebou het, wat vir jou longkanker gegee het. Asseblief, as jy wil rook, rook. Maar moenie vir die liewe God kwaad wees as jy longkanker kry nie. Hoor jy wat ek sê? Kerels, ek het verskriklike hoë cholesterol. En as ek lus vir vetvleis. Maar ek het een van 2 keuses. Vreet vet vleis en vrek. Of eet nou maar jou hoendertjie sonder sy vel. En eet nou maar die steak, nie wagyu steak of wat is hierdie Johan, my skoonseun weet van daai grand steak van die Japaneese. Eet nou maar sommer 'n Afrikaner bese steak sonder enige vet, sny die vet af. Dis my keuse. Dis my keuse. 10 woorde. Mag die Here ons genadig wees. Amen. Ek wil nie afsluit met 'n gebed nie. Ek wil hê ons moet saam met mekaar sing. Die groep kan vorentoe kom en dan sing ons die Onse Vader as 'n gebed. Elkeen van ons praat ons eie met die Here. Sorry Rita, dit is die verkeerde lied. Sy het gesê ek moet haar genadig wees. Ons is haar genadig.
Vader wat woon in die hemel, heilig sy u naam. Die ryk kom, die Here seën u en behoed u. Die Here hou sy aangesig oor u en kyk vir u. Die Here hoor u gebede en hy sal antwoord. Gaan in vrede. Amen.